Aan almal wat online is, mense van ver, mense wat ingeskakel is oor see, baie welkom. Jy kan sommer vir ons sê van waarof jy ingeskakel is, en dan het ons ook natuurlik mense en gaste wat vir die eerste keer vanmôre by die bron is. Kan ons sommer vir hulle hande klap. Baie welkom. Is lekker om julle te kan bedien vanmôre. En vir dies wat 'n deel van die familie is, welkom. Is lekker om jou te sien. En hy was nie 'n goeie dag vir ons sport nie. Maar is 'n goeie dag wanneer dit reën. Jippie, is winter, jippie. Ek is 'n winterbabietjie, hoe gryser hoe beter. Hoe gelukkiger is ek. So, ons is besig en ons praat vanmôre oor die 5de gemeente in die Nuwe Testament. En dis besonder. En natuurlik vir die ouens wat miskien nou nie die reeks volg nie en vir die eerste keer luister, ons bedien bietjie oor die 7 kerke in die boek van Openbaring en daarso sien ons hoe in beheer die Here is en hoe hy gesag het oor die kerk. En dat oordeel begin nie by die wêreld nie, oordeel begin by die kerk. En God is baie ernstig oor dit wat hy doen en dit wat hy sê, en dit is tyd vir ons om ons ore te spits en dat ons regtig ag gee oor dit wat hy sê, want hy is ernstig oor sy bruid. En ons sien wat die Here sal doen. Daar's selfs goeders, hy het ons boksie gebreek tot nou toe. Daar's goeders wat ons gedink het die Here nie sal doen nie, wat hy bereid is om te doen, om mense te red en om 'n kerk weer op spoor te bring. En ons deel vandag met die kerk van Sardes. En kom ons lees gou in Openbaring 3 vers 1 tot 6. Julle kan saam volg en hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente van in Sardes. Dit sê hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle staan saam met my in wit klere, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees van die gemeente sê. En dit is die instruksie, en dit is natuurlik die brief van Sardes. Nou, 'n interessante feit van Sardes, wat mense nie weet nie, is 'n Sardes was 'n stad of 'n dorp gewees, wat hoog 450 meter hoog was, in 'n krans. En op die krans was dit onmoontlik om hierdie stad by te kom. En eintlik was hulle bekend daarvoor gewees dat geen vyand hulle sal oorwin nie of verslaan nie, as gevolg van die posisie wat hulle gehad het. En so, omtrent so 549 jaar voor Christus, was daar 'n klomp Perse wat hierdie ouens wou aangeval het. En hulle het nie geweet hoe nie, daar was nie 'n manier nie. So hulle was onder, en Sardes het van bo af onder toe beklei, en natuurlik al die vyande moet van onder af boontoe gaan, 450 meter, is nogals hoog. En daar was net geen manier hoe hulle dit kon sien nie. En een aand was daar 'n soldaat wat aan die slaap geraak het. En toe hy aan die slaap geraak het, sê dit dat sy helm het afgeval van die krans af. En toe sien hulle hoe hierdie man 'n paadjie vat, 'n verskuilde paadjie vat, en hy klim af en hy kry sy helm en hy gaan toe met hierdie versteekte paadjie op. En toe een van hierdie Persiese soldate het dit raak gesien. En toe sien hulle, maar daar is ons weg. Dis hoe ons hierdie dorp of stad sal verslaan en oorwin. En toe 'n paar dae later, terwyl hierdie dorpie vas aan die slaap is, toe kom hulle soos 'n dief in die nag. En hulle klim op met daardie geheime paadjie en hordes van hulle het ingeklim. En toe daai ouens wakker word, toe is dit nag vir hulle. Toe die vyand hulle bespring van 'n kant af en word die dorp toe nou vir die eerste keer in sy geskiedenis verslaan. Jare later, deur een of ander Griekse leier, het dit weer gebeur,
Maar dit is die skande van hierdie gemeente van Sardes, dat hulle so gemaklik geword het met hulle posisie, dat hulle gedink het niks of niemand kan hulle verslaan of oorwin nie. En dit het toe skielik gebreier, en dit was die skaamte van hulle laksheid. Hulle laksheid het eintlik 'n skaam ding oor hulle gebring, en het hulle eintlik nooit weer herstel na daardie ervaringe nie. So die grootste gevaar is nie die aanval wat jy verwag nie, dis die laksheid wat insluip wanneer jy dink jy is okay. Nou 'n dief, soos ons weet, hy kom wanneer ons dit die minste verwag. Ek weet nie, onthou julle nie, maar so in die 90's, daar in Vogwil, was daar so 'n klomp inbrake wat plaasgevind het in ons dorpie. En ek onthou my pa het vir die eerste keer 'n timer huis toe gebring. Wie onthou daai timers, dat as jy mos Desember, ons het altyd daai tyd, het ons Durban en Magai toe gegaan, weet jy waartoe het julle Kaapenaars gegaan nie? Waar gaan nou julle vakansie? Nee, George. En so wat jy gedoen het was, is jy prop mos jou lig in hierdie timer in, en dan gaan die lig hier aan, en dan gaan hy af na 'n rukkie, dan gaan hy weer oor 'n rukkie in 'n ander vertrek aan, en so het ons nou die diewe geflous. Hulle is mos nie slim nie. En so het hulle mos nou weggebly. Ek weet, 1 jaar was my pa so bekommerd geweest, want hulle het so ingebreek in ons dorp, dat ons het ons TV bo in die dak weggesteek, in die ceiling. En dit was nie daai, is nie 'n plasma geweest nie. Dit was daai telefoonkind. Die skelms was ook baie sterker geweest daai tyd. Maar dis wat ons gedoen het. So ons het lampies en ligte gehad wat aan en af gegaan het. Dit is disco ligte gelyk. Lekker stupid. Ek gaan so vinnig aan mekaar, en dan 3 die oggend gaan een weer aan en af, en dan weer 4 die oggend een aan en af. Anyway, maar in 'n geval, ons het die skelms geflous en niemand het daar by ons gesteel nie. Maar kom ons begin so. Nou so eintlik wat ek wou sê is net dat partykeer doen ons hierdie goeters, maar ons is onbewus van die vyand wat al reeds die geheime paadjie na ons hart gekry het. Ons is onbewus dat hulle al reeds weet waar ons val. Want ons dink ons is okay. So kom ons begin. Ek skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dis wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Nou wat beteken die 7 geeste van God? Dit praat van die volmaaktheid van God. Eintlik is dit 'n verwysing na Jesus, hoe volmaak hy is. Hy is so volmaak. Hy is die ene wat so gevul is met die Heilige Gees. Onthou, die Heilige Gees is die Gees van Jesus, nee, die Gees van God. En so Jesus, dit openbaar net weer sy volmaaktheid. Hoe volmaak hy is en hoe alomteenwoordig hy werklik in die kerke is. Want die Heilige Gees is mos alomteenwoordig. Nou ons weet dat Jesus sit aan die regterhand van die Vader, maar jy moet bewus wees dat hy is bewus van alles. Van alles wat aangaan in hierdie wêreld, van jou gedagte, jou aanbidding nou vanoggend, jou gesindheid toe jy opstaan, die rede hoekom jy hom aanbid, die rede hoekom jy hom soek, die rede hoekom jy hom gehoorsaam, al daardie goeders, onsigbaar vir die oog van die mens, is sigbaar voor die Here. En dit is ook natuurlik 'n verwysing na Jesaja 11 vers 2, wat so mooi sê, en op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. En dit is alles Christus. Christus het so vrees vir God gehad, 'n vrees van die Here, dat niks het tussen hom en die Here gekom het, behalwe die oomblik toe hy sonde geword het. En vir die eerste keer verlaat die Gees hom. En hy staan alleenig in sy sonde. En hy het sonde geword vir ons as gelowiges, sodat ons nie alleen gelaat hoef te word nie. Die 7 sterre is 'n verwysing na die leraars van daardie gemeentes. Dit beteken Christus hou sy kerk, sy leiers vas, beskerm hulle en het gesag oor hulle. Dit beteken Jesus is die een wat die kerk beheer. Wat deur die krag van die Heilige Gees besit hy ook die vermoë om hulle te oordeel, want hy is opreg in sy oordeel, hy is eerlik, hy is heilig in sy oordeel, en so lei hy dan natuurlik die kerk. En dit is die manier hoe hy die kerk lei. Is as hy kom met daar die blinkkoper voete van hom, en hy trap oor sonde, en omdat hy so heilig is, dan kom hy met die skrif wat heilig is, en hy openbaar die kerk se tekortkominge, die plekke wat hulle nie raak sien nie. En nou die pynlike realiteit is dat hierdie mense het 'n reputasie gehad. Hy sê, ek ken jou werke.
dat jy 'n naam het, daardie naam het is 'n reputasie, jou reputasie. Jy sê jy leef, want jy het 'n reputasie dat jy lewe en dat jy werk het, maar jy is dood. Jy is dood. En dit is die hartseer, weet wat party van ons het CV's, wat so indrukwekkend is, dat 'n maatskappy sal met liefde jou aanvaar, dat jy soveel kennis en ervaring en studies en goeders agter jou naam het. Jy het 'n briljante CV. Niemand sal vir jou ooit, almal is dankbaar dat jy aan hulle deur klop om werk te kom doen of wat ook al, of werk saam met hulle te doen. Maar hoe hartseer is dit dat jy in die mense se opinie en die standaard van die wêreld 'n briljante CV het, maar God ken jou nie. En dit is die hartseer en dit is die realiteit van ons lewe vandag. Is dat daar is lyke voor die Here. En hulle sit miskien hier vandag in hierdie gemeente. En dit verwys na 'n kliniese dood. 'n Kliniese dood is waar jy het in 'n ongeluk gekom, die brein is dood, of een van die organe werk nie meer nie, en hulle gebruik masjiene om jou aan die lewe te hou, maar jy is lankal nie meer hier nie. Jy is dood. En dit is wat hier gebeur in hierdie gemeente. Kyk, die worship musiek speel. Daar's iemand wat voor staan en môre sê, daar's iemand wat preek, daar's iemand wat sê, hey, kom, ons bid vir jou. Daar is goeders wat deur die loop van die week gebeur, daar is insamelinge vir armoediges, daar is bedieninge, ons begrawe hulle, ons doen allerhande goeders, daar's aktiwiteit deur die loop van die week, daar's al hierdie wonderlike dinge wat gebeur, wat lyk asof hulle lewe, maar hulle is eintlik al lankal dood. Hulle hart en siel vir God is al lankal dood. Die Gees het hierdie gemeente verlaat. En dit is die hartseer ding. En dit is wat met hierdie ouens gebeur. Efesiërs 5 vers 14 sê, daarom sê hy, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Sien, ek en jy, ons sal nie passief wees wanneer ons huis afbrand nie. Of as iemand inbreek in jou huis, jy gaan nie passief wees nie, jy gaan geraas maak, jy gaan geluide maak, jy gaan gryp na die naaste ding om te gooi, jy gaan iets doen. As jou huis afbrand, gryp jy die kat aan die oor, jy gryp die hond aan sy stert, jy los almal en jy los jou skoonma, maar jy vat die kinders saam met jou. Dis 'n grappie, want julle lyk vir my baie ernstig weer. Maar dit is wat ons sal doen. Ons sal alles gryp, as iets brand, wow, die kombuis is aan die brand, ma, pa, jy gryp alles, jy gryp die kinders, alles. Jy los goeders wat vir jou belangrik was, en vat vir dit wat die belangrikste is. Maar party van ons se siele brand. Party van ons se huwelike het afgebrand. Party van ons se verhouding met God bestaan eenvoudig nie meer nie. Maar jy slaap. Jy sluimer. En dit is wat hier gebeur. Dis selfbedrog. Jakobus 1 vers 22 sê, julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, want dan bedrieg julle julleself. Jeremia 17 vers 9, my gunsteling. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Verdorwe is dit, wie kan dit ken? Nou hierdie twee woorde, bedrieg in al twee verse, beteken paralogizomai, nee? Klink soos 'n parasiet. Want seker is jy 'n geestelike enetjie. Hy breek af. Weet jy wat is dit? Valse logika. Dit is om jouself met jou eie valse logika te mislei. Jy redeneer so, maar jou redenasie is so vals en af en siek en seer. En daarom mislei jy jouself. In 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 het ek so 'n paar weke terug het ek 'n verwysing gemaak. Ek het vir jou eintlik gewys hoe word vestinge gevorm in 'n mens se lewe. Vestinge word gevorm deur valse redenasies. Nou jy lees daarso, wat sê 2 Korintiërs oor die redenasies, dat God se wapens is van so 'n aard dat dit is nie vleeslik nie, maar dit is om hierdie redenasies, hierdie demoniese aktiwiteite en goeders af te breek. Maar weet jy wat, dit begin by 'n valse leer. Dit begin by 'n valse oortuiging, 'n valse
'n logika, 'n redenasie wat verkeerd is. En so beskerm jy die sonde, want ons het altyd die regte rede om die verkeerde ding te doen. So hierso is 'n mooi beskrywing van wat 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 beteken. Hy sê in Engels, hy sê, it is for bringing down strongholds. And strongholds involves using spiritual, non-carnal weapons provided by God to destroy mental barriers, false arguments, and arrogant obstacles raised against the knowledge of God. These strongholds are primarily identified as deception, ideologies, and thought patterns or reasonings that hinder obedience to Christ, rather than physical fortresses. Dit is daardie ding wat jy gebruik, daardie default van jou om terug te val, om die regte rede te kry, om nie die stem van die Here te gehoorsaam nie. Dit is wat mense doen. Dit is wat ons doen. Ons het al die regte redes, om te doen wat ons wil doen, en ons gehoorsaam nie God nie, en ons dink dit is okay. Dit is heeltemal okay. Die Here verstaan, dit is mos complicated. My situasie is complicated, maar jy is net eenvoudig rebels teenoor die stem van die Here, maar nie ek nie. My situasie is net kompleks. En dit is die redenasie wat ons gebruik. Sien, so die grootste leen in die kerk vandag is wanneer jy luister na die preke, wanneer jy luister na die inhoud van die preke, en jy sien die skrifte daar voor jou, jy lees dit saam met my, dan kom jy op 'n plek en jy sê, ek stem saam met dit, yes, dis waar, ek stem saam, amen, en ons kry amen van die kant af, maar hierso is die probleem, omdat jy amen sê op die waarheid wat jy hoor, glo jy, dat jy dit ook uitleef, en dit is nie die realiteit nie. Elke week, sondig vir sondig, hoor ons die waarheid. Maar jou redenasies maak dat jy dit nie gehoorsaam nie. So daar's nie transformasie nie. Daar's nie groei nie. Daar's aktiwiteit, daar's werke, maar dit is dood. En want jy weet wat jy doen? Jy verwar inligting met transformasie. Net omdat jy sê, amen, ja, dis reg, Henry, jy praat die waarheid. Dit is soos 'n vuishou, maar jy's reg. Omdat daai inligting jou hart tref, beteken dit nie, daar's dan outomaties transformasie wat plaasgevind het nie. Dit beteken ook nie dat tydens die boodskap, die aanbidding, wat opgaan na die Here toe, en jy jou hart voor die Here uitstort, en dan tydens die diens, wanneer jy aangekla word, nee, daar is 'n conviction van die Gees, wat eintlik jou hartsnare roer, en jy soos, ek is skuldig aan hierdie ding, of Here, jy praat nou met my, hierdie is my, en dit is wat ons mos so gereeld hoor, dis asof jy hierdie week saam met my gestap het. Jy het my hierdie week dopgehou, want jy nou net presies die my issue, kom openbaar. Nou het jy hierdie ervaring, maar net omdat jy 'n emosionele ervaring gehad het, beteken dit nie, dit het nou toewyding aan God geword nie. En dit is waaraan hierdie ouens skuldig is. Sien, elke week kom hulle, en hulle maak die boek oop, en hulle leer, en hulle kom, en almal is welkom, en hulle lees die skrifte deur, en hulle hoor presies wat die apostels gesê het, en wat Jesus gesê het, alles is by mekaar gesit, en hulle gaan deur die boek van die Bybel, en dit is soos 'n spieël, en hulle sien, kyk hierso is 'n vuil merkie op my wang, hulle beamoen dit, hulle sê, ja, kyk hoe vuil is ek, kyk, ek is verkeerd in hierdie area, dan draai hulle om, dan dink hulle is skoon, net omdat hulle dit erken het, dat ja, my gesig is vuil. Hulle het nie skoon gemaak nie. Hulle bedrieg hulle self. En sien, so vandag gaan die Here vir jou vra, wat gaan jy met die preek doen? Of hy gaan nie vra, wat dink jy van die preek nie? Hy sê, wat gaan jy met die inhoud, met die waarheid van hierdie boodskap doen? Wat gaan jy daarmee doen? Want sien, as jou lewe môre dieselfde lyk as wat hy die volgende maand, laas jaar gelyk het, dan beteken dit, jy het net gekom vir 'n geestelike haai, 'n godsdienstige haai, maar jou siel is nog steeds dood. Sien, die gevaar van 'n leuen is nie die een wat jy vir ander mense vertel nie. Dis die een wat jy self glo om jou gewete te sis. Jy moet pas op vir daai ene. So jy kan emosioneel wees, maar jy is nooit wedergebore nie.
Jy kan besig wees met die dinge van die Here, maar tog is jy dood. Jy lyk mooi van ver af, maar jy is ver van mooi. Die gevaarlikste leuen is nie die een wat die duiwel vir jou sê nie, maar die een wat jy self glo. En dit is wat hier gebeur het. Hulle reputasie het 'n afgod geword. Die Here sê, jy het 'n reputasie. Met ander woorde, in daardie stad of daardie dorpie het jy 'n reputasie dat jy lewe. Die mense praat goed van jou. En ek vra myself vir die vraag in voorbereiding, hoekom is hierdie ouens nie vervolg nie? En die antwoord lê in is, want hulle is dood. Hoe bedoel jy, Here? Wel, as iemand dood is en dood verklaar word, maar hy lewe, dan beteken dit hy lewe in sonde. Hy is nie in opstand teen sonde nie. Hy akkommodeer dit. Luister mooi, die wêreld beamoen, hulle klap vir hulle hande en sê, well done, julle is great. Wat beteken dit? Dit beteken die wêreld skakel in, maar hulle word nie oortuig van sonde nie. Die gees van God is nie meer daar nie. Een ding wat ek hier agter nou besef het, terwyl ons aanbid het, is ek in gebed. En is asof die Here aan my net weer iets nuuts openbaar het, eintlik iets wat ek nie in die eerste diens gesê het nie. Is die verwysing na hom wat die 7 geeste het, beteken, hey, as jy die Heilige Gees gehaat het, sou jy bewus gewees het van dit wat jy kwytraak, maar jy doen nie. Jy is nie Gees gevul nie. En as jy nie Gees gevul is nie, wat beteken dit? Jy is nie gered nie. Hierdie kerk is 'n gemeente wat saamkom in die naam van Jesus, maar hulle is nie gered nie. As jy mooi lees, dan sien jy dat daar is 'n handvol van hulle wat wel gered is, wat nie hulle wit klere besoedel het nie, wat uitstaan, wat eintlik God behaag, God gehoorsaam en opstaan, wat sonde veg in hulle lewe, wat ander mense bemoedig, maar die meerderheid van hulle mors dood. Dis 'n kerk wat werke in die naam van die Here doen. Klink dit vir jou bekend? Is daar 'n skrif wat vir jou uitstaan? Is daar in Matteus 7 wat na vore kom? Here, in U naam het ons wonders gedoen. Here, in U naam het ons het hierdie gedoen, ons het broodjies gemaak, ons het koekses is gevleg en gevlou, Here, ons moes gesien het wat se kerk het ons gebou. Ek het die mense besoek in die tronke in die hospitaal, ek het al hierdie dinge gedoen. Here, nie net dit nie, ek het my kos ook gedeel. Nie net dat nie, ek het sommer Pieter se baadjie vir daai ou gegee eendag. Hy was so kwaad vir my. Dis wat gedoen, Here, ons het gesacrifice, ons het tiendes betaal. Ons het offerande gegee. Ons was deel van die aanbiddingspan en ons was deel van die bevrydingsbediening. Jesus, ons het duiwels uitgedryf, laat dit klap. Dis 'n openbaring van mense wat besig is in die naam van die Here. Hulle is aktief, hulle praat die regte taal, hulle bid die mooi gebedjies, hulle sing die lekker liedjies. Maar hulle is nie gered nie. Dis hulle. Die wêreld is so gemaklik in hulle teenwoordigheid. Waar gemeente groei. Dit is so lekker, as ek geweet het, julle almal is so, het ek al lank al gekom. Maar daar's ander kerke wat nie so is nie. Hulle is seker van die pad af, want julle ouens is nice. Hulle is nice mense wat elke week by mekaar kom. Maar nie een is meer op 'n plek waar hy oortuig word van sonde, geregtigheid en die oordeel wat kom nie. Christus is 'n vaagbeeld. Hy's deur agter, want dit gaan oor die reputasie. Ons het 'n reputasie dat ons lewe. Ons doen al hierdie werke, maar ons is dood. Dit is hartseer om te dink dat daar mense is wat dink hulle staan voor die Here. Maar eintlik kyk God na hulle en sien, jy het al lank al geval. Dit is sad om dit te besef. Die ander probleem wat hierdie ouens gehad het, was nie net alles oor die reputasie, maar dit het 'n tipe van 'n syndroom geword, want sien die gevaarlikste plek, en dit is waar meeste van ons partykeer lê, is daardie fariseer van syndroom van ons. In Lukas 18 vers 11, luister mooi, hy sê, en die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, o God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, rowers, onregverdigers, egbrekers, en ook soos hierdie tollenaar nie.
Sien, hierdie ou en hierdie gemeente het gedink, wow, kyk al die aktiwiteit, kyk al die dinge waar ons betrokke is, ons moet okay wees, ons is okay, ons doen al hierdie goeders, ons bid, ons aanbid, ons gee, ons kom by mekaar, ons groet mekaar met 'n broederlike kus, ons ondersteun mekaar, as ondersteuningsgroepies, ons gee, ons samel in, ons doen al hierdie dinge. Maar hierdie ou het op 'n plek gekom waar hy gesê het, nou is ek okay. Ek is nou uiteindelik okay. En hier is die ding. Sien, hierdie ou tree nie meer op soos iemand wat verlore is of iemand wat in die wêreld is nie. Hy drink nie meer nie, hy slaan ook nie meer sy vrou nie, hy skop nie meer die hond nie. Hy's actually nice met sy skoonma. Hy het gegroei. Hy sê, wow, kykie, kyk wat het die Here gedoen. Kyk hoe nice is ek. Kykie, jy kan my deur 'n ring trek. Dis wat hy vir homself sê. Ek is nie meer daai ou met die kort lontjie nie, ek het nou baie geduld, ek slaan nie meer mense heen en weer nie, mense slaan my ook nie meer nie, so kyk hoe het ek verander. Ek het verander, ek is nie meer daai ou nie. Maar hier is die probleem. Wat 'n persoon wat dink hy is versadig, sal honger wees vir die brood van lewe. Wat 'n ou wat dink hy is okay, gaan uitreik na God. Wat 'n ou wat dink hy is okay, hy het nie meer 'n groot behoefte nie, want sien, sonde het hom gedryf, want sien, sonde maak ons honger vir 'n verlosser. Ek onthou daai tyd in Kuruman en Carltonville en al daai plekke, as ons uitgegaan het die aand, dan bid jy, Here, bring my net veilig terug. Ek weet ek is nie nou gehoorsaam nie, maar bring my net veilig terug, want daai pastoor het ons gesê by die skool, daarso daai tyd, as jy gesyp is en die engel blaas daai trompet, gaan jy hel toe. Moenie die trompet blaas nie, moet ons ook geen ongeluk bring ons huis toe. Dit was my gebede, ver van die Here, maar dis wat ek gebid het. Hou ons veilig vanaand. Want môre, ek beloof môre gaan ek kerk toe gaan en ek beloof. Wie daai gebede gebid? Ook net een ander ou. Here, ek bid vir 'n gees van waarheid in hierdie plek. Jy sien, 'n genoegsame persoon is iemand wat, hy's versadig. Hy's mos okay. Ek het nie hierdie groot sondes nie, ek verneek nie my vrou nie, ek is nie oneerlik met my tax nie, ek gee die keiser wat hom toekom, ek is so goeie ou, ek betaal tot my fines. O, hier's 'n klomp van julle wat nie fines betaal nie. Betaal jou boete. Die issue met daai ou wat so dink, ek is nou okay, is, jy bid nie meer nie. Hoekom moet jy bid? Want jy het nie regtig 'n krisis nie. Jou goeders is agter mekaar, die dinge loop. Hier en daar is daar 'n hiccup, maar ek het nie regtig meer 'n behoefte om in te tree in gebed nie, want my goeders is okay. My goed loop. Ons is okay. Ek en my familie, ons huis, ons dien die Here. My sake is in orde. Jy is nie meer honger nie, want jy het nie meer daardie sondige krisis nie, daai ene wat jou forceer op jou knie. Jy het nie dit nie, so ek het nou nie meer daai honger nie, maar ek moet net gou hierdie ding doen gou, want ek het 'n deadline wat môre moet afgehandel word. En as ek net nie gaan doen nie, dan gaan Christo op my spring. En hy gaan my vasvat en Marie gaan vir my weer e-mail stuur en sê, ek sien jy het nog steeds nie dit gedoen nie. So laat ek net gou dit doen, want dis belangrik, want ek moet gou hierdie goedjies net klaarmaak. Daar's nie hierdie dringendheid na verhouding met God nie, want jy is okay. Jy is uitgesort. Jy het so baie selfvertroue in jou bekwaamheid. Jy is regtig 'n begaafde persoon. God het jou nie 'n piesang gemaak nie. Jy is genuine die skerpste mes in die laaitjie, nê? Jy het dit. Jy is okay. Jy kan delegate, jy kan goed by mekaar kom, jy kan goed pionier, jy kan goeders regmaak wat verkeerd is. Jy is sufficient, man. Jy is sufficient. Maar jy's so getrou teenoor jou werk. Maar jy en nou God is mos okay.
Want jy's nie meer soos daai mense wat gom snyf en boomrookie. Sien 'n hart wat voel en 'n hart wat nog lewe, soek Christus en vlug na die kruis. Maar 'n hart wat dood is, regverdig sy afstand van God en sy sonde. Hy verdedig die feit dat my werk is nie afgod nie. O nee, ek's 'n Christen. Maar dit is nie wat God sien nie. Jy's elke Sondag hierso, jy kyk online. Ons het mense van Nieu-Seeland, Australië, Europa. Ek dink daar's een nou van Irak op. Maar ons is ingeskakel elke week. Maar ons verander nie. Die evangelie, die woord van God, penetreer nie ons hart nie. Ons het gewoond geraak aan die stories. Ons ken die verhaal van Moses en Noag en ons ken daai goed. Eli se seuns, ja, moenie hoer nie. Ons ken dit. Maar niemand transformeer nie. Niemand draai weg van sonde en gaan in 'n ander rigting nie. Jy weet hierdie tollenaar wat afgebreek word in die oë en die opinie van die fariseer. Hy val op sy knie neer en hy sê, Here God, wees my genadig, ek is 'n sondaar. En die Bybel sê, hy staan regverdig op. Terwyl die ou wat sê, Here, ek het nou nie eintlik 'n issue nie, maar Here, ek is dankie vir dit wat U vir my gegee het. En ek is so bly, ek doen nie meer daardie dinge nie. Hy is onregverdig, staan hy op voor die oë van die Here. God het nie eens sy gebede gehoor nie. Hebreërs 2 vers 1 sê, daarom moet ons des te meer ag gee op dit wat ons gehoor het, dat ons nie miskien weggedrywe is nie. 2 Timoteus 3 vers 5 sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, dis presies hierdie mense. Hulle het 'n gedaante van godsaligheid. Daar is gelowige interaksie, daar is aktiewe wat godsdienstig is, wat lyk soos dit wat die Here behaag, maar hulle is dood, want hulle het die krag daarvan verloor. Titus 1 vers 16, hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke. Sien, dit is nie die grove sonde wat vyandig is teenoor ons as mense nie. Dit is daai selfvoldane godsdiens. Die een met die goeie Christen reputasie, waarvoor jy moet versigtig wees. Ek en jy is nie so nice nie. Ons is nie so eerlik en opreg nie. Ons is skynheilig. Ons is leenaars. Ons is bedrieërs. Ons pleeg oorspel met ons oë, wraak in ons harte. Maar ons is okay. Ons drink nie meer nie. Soos ek sê, ons rook nie meer boom nie. En hier is die genade waarskuwing. Sien, wanneer Christus terugkom, gaan dit vir ons as gelowiges die awesomeste ding wees. Woe! Kan nie wag nie. Nee? As hy weer kom, kom al hy sy parel. Nee? En dit maak ons opgewonde, maar weet jy wat, as jy hierdie kerk is, moet jy sidder. En jy moet begin bang word. En jy moet huil, en jy moet uitroep na God. Want as hy kom hy om oordeel te pleeg. En dit is om jou bewus te maak van, hey, wake up! Hier's moeilikheid. Dis soos my meneer wat mos geskree het, "Boy! Ek gaan op jou neerdaal in die vorm van 'n weerligstraal en die vet van jou dikdarm afsny, want sodat ek vir jou kers kan maak, want daar waar jy is dit nag." Kan ek gou 'n getuienis bring? Daardie selfde onderwyser.
het al my artikels in die tydskrifte, het al die juig magazines waar ons foto's of artikels oor ons of oor ek en Justine, hy het alles in sy boonste laai van sy studeerkamer. Daai selfde ene wat my gevoed het. Yes, like. Daai sade van getroue godsdiens het vrug begin dra. En ek wil vir hom sê, dankie, meneer Labuschagne. Sien die Here sê, as jy nie wakker word nie, sal ek jou gou wakker skud. Daar's 5 dinge wat hy sê, as jy in hierdie plek is, daar's 5 dinge wat hy vir jou gesê om te doen. Openbaring 3 vers 2. Word wakker en herstel of versterk wat nog oor is. Word wakker is die eerste ding. Herstel of versterk wat nog oor is. Dan sê hy, wat op die drempel is wat op die drempel van die dood is. Jou optrede vind ek nie gepas in die teenwoordigheid van God nie. Wanneer is ons ooit uit die teenwoordigheid van God? Nooit nie. So hy sê, ek sien hoe wandel jy voor my. En dit is nie gepas nie. Hoe jy nou lewe, wat jy nou besluit om te doen, hoe jy teen jou vrou optree, ek like dit nie. Hoe jy teen jou kinders optree, ek like dit nie. Hoe jy teenoor jou man optree en jou kinders optree, ek like dit nie. Word wakker, herstel. Dan sê hy, probeer onthou is die derde ding. Onthou hoe jy dit ontvang het en gehoor het. Gehoorsaam dit en bekeer jou nommer 5. Wat beteken dit? Word wakker. Erken jou toestand, die krisis waarin jy is. Jy is ver van God af, so ver. Jy is dood. Versterk wat oorbly. Dit wat daar is, hou vas aan dit en bou op dit met die woord en verhouding met God. Nommer 3, onthou. Gaan terug na die dag toe die evangelie jou nog geroer het. Die genade van God, die dankbaarheid, die verwondering oor God en wie hy is. Gaan terug na daai tye toe jy bekeer het en jy het gesê, Here, tot hier toe en nie verder nie. Ek buig my knie voor U. Nommer 4, gehoorsaam. Die ander Bybel sê bewaar. Gehoorsaam dit wat jy ken. Moenie toelaat dat die stof van die wêreld jou wit, spoggerige klere vuil maak nie. En nommer 5, bekeer. Want herlewing kan nie begin as jy nog selfvoldaan is nie. Herlewing begin waar selfbedrog eindig. En dan kom hy en hy gee vir ons hierdie wonderlike belofte. Hy sê, ek sal jou naam nooit uit die boekrol van die lewe vee nie. Baie mense vra vir my, is dit moontlik vir my om my redding te verloor? Die vraag wat jy hierdie ouens gevra het is het julle ooit bekeer? Want iemand wat wedergebore is, deur die bloed van die lam gered is, daardie einste bloed sal sy naam in die boek van lewe skryf en dit kan nie uitgevee word nie. Hierdie ouens het nooit bekeer nie. Hulle het Christus bely met hulle lippe, maar hulle harte is ver van hom. Hulle is dood. Mors dood. Ek wil jou 'n vraag vra. Hierdie ouens is nie eens bewus dat die Heilige Gees nie in hulle kerk is nie. Hulle is nie eens bewus daarvan nie. Hulle gaan aan. Rituele dinge, godsdiens, bid, staan, dit, dan gaan dit aan. Ek wonder, as die Heilige Gees sy teenwoordigheid vandag uit jou lewe uit moes vat, of jy dit sou agterkom.
sal daar 'n groot verskil wees as hy nie daar is nie. Is mense hierso, jy ervaar jou vrou as aanvallerig. Sy karring aan jou. Dit is God se genade wat uitreik na jou om te bekeer. Maar jy ervaar haar as knaand. Dis God se genade wat uitreik na jou. En as hy sy teenwoordigheid verlaat het, hoe lyk jou aanbidding? Daar's kerke in ons omgewing, daar's kerke reg oor die wêreld. Die gees van die Here is nie daar nie. Die wêreld is daar, maar God se gees is nie daar nie. En tog het hulle self oortuig, ons is okay. Twee Korintiërs 13 vers 5 en die bedieningsspan kan so lank vorentoe kom. Ondersoek jouself of julle self, of julle in geloof is, en beproef jouself. Is jy werklik in geloof? Stap jy 'n pad saam met die Here? Efesiërs 5 vers 14. Word wakker, jy wat slaap. Word wakker. Nou, ek gaan jou weer 'n oomblik gee, om bietjie te gaan dink oor hierdie. Net vinnig, ons is op tyd. Want ek weet ek is nie die enigste een wat in areas van my lewe aan die slaap geraak het nie. So sluit jou oë en praat met jou God. Praat met jou Here. Wat is dit wat jy vandag in die spieël gesien het? Waaraan gaan jy aandag gee? Wat sê die Gees van die Here vir die kerk vandag? Hemelse Vader, voor die oë is al geen masker wat dig genoeg is, of geen reputasie wat sterk genoeg is om die waarheid van wie ons werklik is weg te steek nie. Ons kan mense om die bos lei, maar vir U, Here, vir U kan ons nie jokkie. U weet wie en wat ons werklik is, en ons bely vandag dat ons dikwels so Sardes lewendig lyk van ver af, terwyl ons eintlik besig is om af te dwaal en te sterf. Ons bely daardie selfbedrog van voorgee. Dat ons inligting vat en ons dink, dit is transformasie, en dat ons eintlik okay is. Net omdat ons nie meer die dinge doen wat ons voorheen gedoen het nie. Net omdat ons nie meer soos die wêreld lyk nie. Here, help ons en wees ons vandag en in hierdie oomblik genadig, Here. Here, ons wil nie wees en ons wil nie toelaat wat ons tot nou toe toegelaat het nie. Ons verklaar ons afhanklikheid aan U en U alleen. En U is die bron van lewe. U is die bron van vreugde. U is die bron van vrede. Vul ons vanmôre, Heilige Gees, van die sole van ons voet tot die kroon op ons hoof. Vul ons met die teenwoordigheid. Vul ons met lewe. Maak ons onafhanklik van die dinge van die daarbuite en meer afhanklik van U. Here, openbaar ons harte werklik vanmôre. Ons bid dit in Jesus naam. Vul ons harte en ons denke, want U alleen is God. En voor U gaan elke knie buig. En Here, ons verklaar dat U alleen sal heers in ons lewe. En almal sê bietjie, amen en amen. Mag die Here julle ryklik seën. Dankie dat julle gekom het. As jy gebed nodig het, kom asseblief buite. Vir die ouens wat gedoop word, God bless you. Ons sien julle nou. Totsiens. Bye bye.